Goeienaand by nog 'n program van Macassar All Pride. Vanaand gesels ons oor 'n onderwerp wat ons almal op een of ander manier direk of indirek raak: dwelmverslawing. En 'n jong vrou van die gemeenskap wat 'n daadwerklike verskil probeer maak. Skuif gerus nader en kom kuier saam met ons en Davinia Ruiters. Davinia, baie welkom hier by Kom Kuier Saam. Goeienaand Denise, baie dankie. Ja, dit is baie wonderlik gewees om vir jou vanaand te ontmoet en ek sien uit na 'n lekker kuier saam met jou. Baie dankie. Davinia, vertel so 'n bietjie vir ons en die gemeenskap. Wie is Davinia? Waar kom jy vandaan? Wie is jou ouers? En sommer net so ietsie van jou familiegeskiedenis. Ja, goeienaand almal. Ek is Davinia Ruiters. Ek is 44 jaar oud, gebore Cupido. Ek is die oudste van 2 dogters. Ek het 3 kinders. My ouers is David en Kathy Cupido. Baie van die mense in die gemeenskap sal my pa ken omdat hy 'n TV technician is. Okay. So my pa maak TV's reg en hy het al baie mense in Macassar se TV's reg gemaak. Okay. So ek is gebore in 1980 in die Tygerberg Hospitaal. En ek is getoe in Macassar. Ons het vanaf my geboorte het my ouers in die A woonstelle gebly. A1 nommer 11. Okay, jy's baie spesifiek. So ja, ek is en in 1987 verhuis my ouers met my. Ek was al kind op daai tyd en hulle gaan woon daar op Zandvlietplaas. Soos die mense gesê het, Braafse plaas. Oh, daar is hy. En later ja, op die hoek van Link en Kramat Road. Oh. En toe was daar nog nie 'n Link Avenue nie. Nou, Toe wow. ons daar gaan woon het. So ek was maar 7 jaar oud toe my ouers daarheen trek en dit was net 'n grondpad en die pad het net geloop tot waar Dandies vandag is. Oh. En toe was dit net 'n bos. Nou toe. So daar het ons my maale gewoon vanaf 1987 tot vandag. Wow, Woon dis hulle omtrent 'n leeftyd. Dit is 'n Jy het nou leeftyd. sommer vir ons nou lekker hier 'n bietjie geskiedenisles ook gegee, né? Van Macassar. Ja. Ag nee, dis wonderlik. En as ek mag vra, Davinia, kan jy watter jy het nou so gepraat van jou pa wat TV's reggemaak het en ja, en ek dink ons almal het maar een of ander probleem met ons TV. Ek was nou die dag daar by Cape Town TV en toe kyk ons so toe lag ons so nou want hulle stal toe nou hierdie TV uit met die bunny aerial. Ja, ek onthou dit goed. Nee. Maar vertel vir my 'n bietjie van jou ouers en jou ervaring, jy weet, in watter impak het hulle in jou lewe gehad? Ja, my pa het 'n baie groot rol in my lewe gespeel. En hy tot vandag toe want albei my ouers leef nog. Oh, dis wonderlik. En dan ook my pa ek dink die rede hoekom ek vandag ook hou van baie praat is omdat ek baie saam met my pa gery het en dat baie mense by ons huis gekom en my pa was mos nou 'n besigheidsman, so daar was altyd mense en hy moes altyd goed verduidelik en ek was altyd in die geselskap en my pa het altyd suiwer Afrikaans gepraat met almal. So baie keer het die mense ook vir my gevra of ek in 'n blanke area woon omdat van oor my woordeskat. Ja. So ek het baie by my pa geleer en veral in besigheid. My pa het my baie geleer. My pa het 25 jaar lank het hy 'n besigheid gehad, TV repairs, Raitronics TV repair shop in Karinestraat, Kuilsrivier. Okay. En hy het hierdie besigheid met baie uitdagings bestuur omdat dit nog destyds hoog apartheid was en dan was hierdie besigheid in die midde van Kuilsrivier. Ja. So en ek het maar naweke het ek my pa gaan help in die winkel. Ek het TV's afgestof en dan het ek R50 gepay. Wow. Jy was ook sommer 'n entrepreneur gewees. Van die jongs af ja, het ek dan naweke my pa gaan help in die winkel. Ek het net Saterdag gewerk. So want Sondag was die besigheid mos nou toe. Ja. En dan het ek Daai was nog toe dit
toe dit daai tyd was. Daai Toe tyd- Sondag se winkels nog toe was. Ja, so ja. My ma was maar 'n ma wat gehou het van baie onthaal. En so daar was gedurig mense in ons huis. So ons is baie familie vas. Ons is baie 'n egte familie. Ja, en dit klink vir my jy's omtrent 'n daddy's girl. Ja, ek is 'n daddy's girl, ja. Davinia, en toe jou skoolloopbaan, jy het nou so tussenin naweke gewerk, gecasual soos ons mos altyd sê. En waar het jy jou skoolloopbaan begin en geëindig? Ek het my skoolloopbaan begin by Methodist Primêre Skool op Somerset Wes. So jy was ook 'n Methodist-skorrel. Toe ek daar skool gegaan het, was ons nou nog nie Skorrelsie. maar ons het toe nog gestrewe of hulle het toe nog gestrewe daarna. Ja, so ek was daar by Methodist Primary en tot standaard 5 het ek daar skool gegaan. Ek let op, ons praat nog van standaard. Ja, ek het Ons is in 'n era van die standaards nog standaards, gewees. ja. Ja. En na Methodist? Okay, na Methodist het ek gegaan na Gordon High School. Gordon Sekondêr in Somerset Wes. Okay. Ek was daar. En wie was toe daar hoof daai tyd? Mevrou O'Connell. Okay, ja, nie ook 'n formidabele vrou en wat jy weet hy skool tot groot hoogtes gevoer het. Dit was eers meneer Fortuin toe ek daar aanland. Ja. Toe was dit eers meneer Fortuin wat die hoof was en toe ek dink 'n jaar of 2 later het mevrou O'Connell oorgevat. Ja, nee, ek is bewus en ek dink almal weet wat sy ook moes maar baie goeie werk daar gedoen. Baie goeie werk daar gedoen. En jy het toe daar gematrikuleer en toe gaan werk. Ja, ek wil net vir jou vertel van my sportloopbaan by die laerskool Methodist. Ek was ook 'n atleet op skool. So ek het die 100 meter en die 200 meter en die hoogspring. Sjoe. In my kategorie was ek die kampioen in daai baan en veldnommers. Baie geluk. So ons het ook dan elke jaar die 4x100 meter gewen waarvan ek dan huis toe gehardloop. Die aflos. Die aflos. Ja. So ek sit hier met 'n legende. Ja, meneer Winston Paard en meneer Hindley. Ja. En meneer Stone en meneer Linus, hulle was dan nou die manne wat vir my afgerig het. Meeste van die tye as dit nou atletiek tyd was, dan kom hulle nou vir my uit die klas uit, Davinia, jy moet nou kom hoogspring oefen. Ja. Dan het ek nou ek moes dan nou gaan en dan is ek half kwaad want ek moet nou agterna moet ek nou weer skool weer kom doen. Ja. En dan sê meneer Hindley vir my altyd kom ag man, ons wil net hê jy moet die beste doen. Ja. En dan meneer Paard en meneer Stone sal dan so om die beurt met my afry na Somerset Wes se sportveld. Ja. En dan sou ek dan daar die veld gaan uittoets. Ja. Hulle sou vir my dan laat oefen op die veld, want soms maak die baan mos bobbeltjies. Ja. So ek moet dat jy kan gewoon wees. Goedes moet ek weet waar om te trap en hoe om en wat ook al. Ja. En dan omdat ek sal ek nou sê 'n bietjie vetter as die ander kinders was, het hulle altyd soggens vroeg voor ek moet gaan meeding, sou hulle gaan kyk hoe die wind is. Sure. So hulle het baie dinge met my gedoen. Baie moeite en opofferings gedoen hè. Baie. En dit is tog so wonderlik, jy weet wanneer ons kinders 'n geleentheid gee, jy weet om hulle te kan uitleef op alle gebiede. En vandag is dit baie keer maar jy weet 'n jammerte dat ons kinders wil nie meer sport doen en dan hierdie tipe van goed en dan het hulle talent, nê? Hulle het talent. Ja, en jy werk tans as tuisversorger. Ja, ek werk tans. En so jy gaan na persone se huis toe en jy versorg hulle daar. Ja, ek doen hospital at home Okay. as die pasiënt. Dit hang af van die pasiënt se behoefte. Ja. Kyk, tuisversorging kry jy mos nou jou Alzheimer's, jy kry jou palliative care. Ja. En jy kry dan jou Parkinson's pasiënte en jy kry dan nou net assisted living. Ja. Soos bejaardes wat nou nie familie rondom hulle het nie en hulle is
byvoorbeeld bang iets kan gebeur, soos 'n val of so, Ja. dan is die pasiënt alleen, dan kry die familie gewoonlik 'n tuisversorger in. Okay. En dan in die geval van die palliatiewe sorg end of life en ook cancer care, het jy dan nou 'n jy het dan 'n kwalifikasie nodig om dit te doen. Okay. Want jy werk dan in die meeste gevalle werk jy dan met suurstofmasjiene en jy werk op So dit is baie gevorderde en gespesialiseerde versorging. versorging Ja. dit ja. So Ja. jy dan soms jou pasiënte wat jy dan het wat dan stoma sakke dra, soos jou rostomy en 'n Ja. colostomy. Jy moet werk. regtig opgelei jy word moet en jy sê jy het jou opleiding gehad by wat? Persig Nursing College in Stellenbosch. In Stellenbosch. So- En hoe lank is daardie opleiding? My opleiding was 1 jaar 9 maande. Okay. So jy moet Dit is redelik 'n goeie lang tyd wat jy kan ondervinding en so ja opdoen. en jy gaan dan op jou prakties. Jy gaan doen jou prakties by hospitale. Ja. So my prakties het ek gedoen by St. Joseph's Kinderhospitaal in Montana. Davinia, en nou wil ek graag vir jou vra oor hierdie eintlik die groot rede waarom ons hier is vanaand en dit is jou reis met 'n familielid wat 'n dwelmverslaafde was. En ek wil graag vir jou bietjie nou daaroor por en vir jou vra om vir ons 'n bietjie daarvan te vertel. Ja, so ek het 'n jonger suster. Sy is 11 jaar jonger as ek. Dit is eintlik jonk. Sy is baie jonk, ja. So dit was in haar matriekjaar toe het die duiwel haar aangeval. Sy was in matriek gewees en ek het gesien 'n verandering in haar gedrag. Ja. En ek het ook gesien 'n verandering, 'n gewigsverlies by haar en op daai stadium het ons nie was ons ek bedoel ek en my familie was nie bekend met die dwelmtik nie. Ons was nie bekend nie van ons het niemand geken wat dit gedoen het nie. So ek het maar 'n bietjie nie geweet wat dit is nie. So ek het eers gedink my suster het skizofrenia, want die een tyd is sy so en sy het dan die uitbarstings en maar totdat dit so 'n impak op ons huishouding gehad het dat dan daar al ewig dan 'n goed sou wegraak uit die huis uit, soos geld uit beursies uit of juweliersware raak weg en dis ek nie, is ook my man, my pa nie, so dit laat net vir haar oor. En so het ons haar maar begin dophou en toe het sy nou toe later van tyd erken dat sy gebruik hierdie dwelm tik en Mandrex. Sjoe. En hoe het julle daai nuus ontvang? Wat 'n impak het dit op julle as 'n gesin gehad? Sjoe, dit het my pa verpletter. Want ons is mos maar daddy's girls. Ja. So my pa is baie lief vir ons en hy doen alles om vir ons gelukkig te hou en dit het hom baie seer gemaak. Ja, en julle was tog soos jy voorheen genoem het 'n hegte gesin. 'n Baie hegte gesin. Ja, sy het toe nou net besluit eendag sy gaan nie meer kerk toe nie. Sy gaan nie meer 'n familiegeleenthede bywoon nie, begrafnisse. Dis net asof sy dan nou in haar eie wêreld leef. Ja. So sy was nou soort van alleen mens. Ja. Sy het eenslag gesê sy vir my genoem dat sy is die outcast. Toe het ek vir haar gesê nee, maar niemand het gesê jy is die outcast nie. Dis die eerste keer wat ek daarvan hoor. Ja. Davinia, en toe kom daar ommekeer. Ja, die ommekeer het gekom toe ek het vir die Here gevra, hoe kan ek my suster help? Want ek het gesien hoe my ouers swaar kry en ek het baie met die Here gepraat en ek het gevra net vir wysheid en dan het ek toe eenslag op Facebook gesien dat daar is 'n kerk betrokke by 'n rehabilitasiesentrum in Johannesburg. En ek het 'n bietjie gaan oplees van hierdie mense en ek het toe vir die betrokke pastoor van die organisasie het ek toe 'n WhatsApp boodskap gestuur en ek het vir hom gesê dat ek gaan die 27ste Augustus 2023 sal ek dan by hulle kerkdiens wees. En hy het ook toe vir my gesê, maar ek is meer as welkom
om te kom bywoon Ja. en ek sê vir hom ek bring iemand saam. Ja. Hy sê vir my dis reg. En ek sê Here, hoe gaan ek die iemand wat ek nou saam gaan nooi oortuig Ja. om saam te gaan? Ja. Want ek wil baie graag hê my suster moet nou inboek in die rehab in, maar sy moet dit vir haarself wil doen. Ek sal haar neem tot daar, maar sy gaan die praatwerk doen. Ja. En ek het toe nou ek het gegaan flight center toe en ek het 2 retourkaartjies geboek van Kaapstad na OR Tambo. Maar ek het ook vir die dame gesê daar, Shamaine, by flight center, Shamaine, ek is nie seker of my suster terugvlieg nie. Hoe gaan ek maak? En Shamaine sê toe vir my, jy moet 24 uur kennis gee vir die airline, sodat jy dan ten minste oor R1000 van jou geld kan van die kaartjie kan terugkry. Maar ja, ek het toe nou geboek en verblyf gereël en nie ek of my suster was toe nog ooit op 'n vliegtuig nie en nie ek of sy was al ooit sonder ons ouers uit die provinsie uit nie. So alles sal daai dag vir die eerste keer gebeur. So ja, en ek het toe na my suster gegaan en vir haar gesê, Kadia, ek het, omdat sy weet ek is betrokke by Avon, want ek is 'n sales leader by Avon vir die laaste 8 jaar. So ek het 'n span mense wat onder my werk en dan is daar, Avon sit gereeld incentives uit. So nou en dan wen ek R10,000 of ek wen R20,000, maar jy het hulle gee vir jou jy werk towards die target. So dan gee hulle vir jou die incentive en dan weet my suster ek het 'n vakansie gewen en sy ding toe julle gaan met vakansie. En sy ding ons gaan met vakansie en ek sê vir haar, Avon se bestuur het gesê ek kan net my suster neem. Ek het gewen, maar ek kan net my suster neem. Ja, nee, en soms moet 'n mens met hierdie mense met 'n, soos hulle sê, vang hulle met lus. Ja. So ek sê vir haar, wat het als by jou, ons gaan vlieg. Ja. Ons gaan lekker bed and breakfast eet en ons sy is opgewonde. Sy is baie excited en ons gaan nou Johannesburg toe. Ja. En ek en sy is toe op die vliegtuig is ons. Maar die aand voor ons nou gaan, sê ek ook vir haar, maak net seker dat jy geen substance saamvat in jou sak nie. So dit was nou die vrees wat by jou gewees het. Jy kan dalk iets inglip in haar bagasie en dan sit julle. Dan is ons stak by die security gate en ek sê vir haar, Kadia, asseblief beloof vir my, sê suster, ek sal jou nie teleurstel nie. Maar mind you, toe ons nou daar op Kaapstad internasionale lughawe deur sekuriteit gaan, en sy gaan eers deur en klop jou hartjie in jou keel. Toe dit my beurt is, spring die security voor my in. Genade, wat het ek nou verkeerd gedoen? Die dame sê vir my, kan jy asseblief jou trui uittrek? Ek is so geskok. En ek trek my trui uit en sy het die scanner wat sy vir my nou scan en ek dink jy mos soos die krimineel. Ek dink toe, maar ek gebruik die dwelms, want die persoon wat dwelms gebruik is reeds deur, dink ek maar dit in my gedagte, maar alles het goed verloop en ek is deur en ons is weg met die vliegtuig en ons kom daar in Johannesburg en ons gaan na die kerkdiens toe en by die kerkdiens het die pastors ook testimonials van drug addicts en recovery gehad en die mense het mooi gepraat en toe ek so loer na my suster toe en toe sien ek haar trane loop en toe dink ek, ja, die Here is nou besig om met jou te werk en ek bid en toe hierdie kerkdiens nou klaar is, toe vra my suster vir my, Davinia, kan ek met die pastor gaan praat? Toe sê ek, ja, jy kan met hom praat, ons kan hom gaan soek, ons kan met hom praat en sy het met hom gepraat en hy het vir haar gesê, hy sal vir haar, die aand sal hy vir haar kom haal. En dat was op die 27ste Augustus 2023. So my suster het nooit in die gastehuis geslaap nie. Want sy het dieselfde aand het sy ingeboek by die rehabilitasiesentrum. Dis fantasties. En Davinia, en jy kry toe hierdie, ek bedoel hierdie is toe nou 'n hele ingryping in jou lewe ook en jy besluit maar jy moet iets doen om ander ook te help.
Ja. Soveel so dat jy tans besig is om 'n hele fondsinsameling te reël vir dwelmbewusmaking. Vertel vir ons so 'n bietjie van dit. Ja, so die aand toe die pastoor nou my suster inboek by die rehabilitasiesentrum, hy het haar kom haal by die gastehuis waar ons twee sou slaap en hy het toe 'n live video op Facebook gemaak. En baie mense van Makassa het hierdie video gesien en die video is duisende keer geshare. En ek ontvang toe net daarna elke dag honderde boodskappe in my Facebook Messenger van mense oral heen wat vir my vra hoe hulle by hierdie rehabilitasiesentrum kan uitkom en vra toe, en hulle doen eintlik navraag oor die fee structures en sulke tipe dinge, en dan nou elke keer as ek toe vir hulle die fee structure stuur, dan is dit 'n soort van ek het nie geld nie. En so het dit mag aangegaan van 2023 wat mense, ek weet mense het nie geld nie, want rehabilitasiesentrums is duur. En ek het maar altyd op my knieë gegaan en vir die Here gevra, hoe kan ek die mense help? Want my hart is stikken vir ouers, vir selfs vroue wat se mans in dwelms is. En verlede jaar het die Here op my hart gelê dat as jy 'n fondsinsameling kan hou in Makassa en dan kan jy die fondse gebruik om dan te betaal vir die behandeling van die addict. En ek dink my suster se ommekeer was dit wat my gedryf het en die noodkreet uit Makassa uit. Die mammies, die vroue, die oumas. Dit is verskriklik wat vernietig word, vasgevang in dwelm, selfs drankmisbruik, alcohol. Ek het verlede week 'n dame gehad wat vir my 'n WhatsApp boodskap gestuur het en gesê het, Davinia, ek is al moeg gedrink. Is jou program net vir dwelms? Toe sê ek nee, dis vir enige soort substance. So hier's mense in Makassa wat moeg gedrink ook is. Wat regtig nie meer raad het met hulle self nie, maar verslawing is mos maar verslawing, nie? Dit is iets waaroor jy nie beheer het nie en wat jy moet voor professionele hulp kry. En Davinia, jy het nou hierdie fondsinsameling wat jy reël. Vertel vir ons so 'n bietjie van die fondsinsameling en borge, wat het jy al borge gekry en wat het jy nog nodig om hierdie fondsinsameling sukses te maak, sodat jy meer mense kan help om by hierdie rehabilitasiesentrum uit te kom om gehelp te kan word. Ja, so ek het in die gemeenskap gegaan na die verskillende NPO's en ek het vir hulle gaan vra om met my hande te vat sodat ons dit 'n gemeenskapsprojek kan maak. En ek het toe so 3 NPO's gekry wat my ondersteun. Wonderlik. Ja, so Wasima van I Am Women's Ministry en dan Gwen Phillips van Clever Base, die tuisweerklas. Hulle twee help vir my en dan het ek ook vir Auntie Betty Elizabeth Adams van Makassa Village Outreach. Hulle is op my operations team. So ons het dan nou elke wanneer dan het ons 'n vergadering en ons ry idees uit en hulle help vir my met borge. So ek het ook dan nou borge gekry. Een van die borge is die Geraldine Pillay Foundation. Geraldine is dan so goed vir ons gemeenskap, nee. Sy is fantasties. En dan het ons ook vir Fikile Motorspace, Joseph Adams. Nog 'n ander een van ons gereelde ondersteuners van ons mense, 'n steunpilaar, steunpilaar van ons gemeenskap. En dan het ons ook vir Judy Ann Stevens van die Western Cape Government. Ons eie councillor soos ons sê, Alderman Judy Ann Stevens. Ons het vir haar aan boord. So ons markeer nog baie fondse want die behandeling vir een persoon, die behandeling sal 6 maande wees. So vir 6 maande gaan die addict dan in Johannesburg bly
in hierdie rehabilitasiesentrum. Ja. So En die kostes vir dit, Davinia? die koste per persoon is R24,000. Dis astronomies. Dit is 'n aardige bedragie, ja. So Ja. hulle kry dan nou 3 maaltye en hulle kry dan counseling sessions en en daar is 'n certified life coaches wat werk met hulle. So dit is eintlik Dit is regtig 'n goeie program ja. en 'n intensiewe program. So Davinia, en dan nou die fondsinsameling, die kaartjies, vertel gou vir ons baie vinnig, hoeveel kos hierdie 'n kaartjie, wanneer gebeur dit? Okay. En ja, sodat ons gemeenskap kan inkoop op hierdie. Okay, ek wil ook net by sê dat die organisasie met wie ons werk is die Touch One Soul Foundation in Johannesburg. Hulle het 3 verskillende huise waar hulle dan nou die Addict huisves. Dit is hulle het tans 2 huise vir mans en 1 huis vir die dames. Ja. So ja, Pastor Sylvester Souls, hy is die CEO en founder van die Touch One Soul Foundation. Goed. So ja, die ons beplan dan 'n event op die 6de Junie 2025 in Makassa Hoërskoolsaal. Ons noem dit 'n old school sangaand Daar's met sy. 'n twist. Bring it back. So ja, ons Ja. gaan gaskunstenaars daar hê. Soos ek het verlede week het ek vergader met die Stormers speler en draf ook uit as flank vir die Springbokke, Ben Jason Dixon. Hy en sy ma het vir my kom ontmoet hier in die biblioteek in Makassa. Wonderlik. So sy ma het nou ook dan gekom met die inisiatief dat ons die res van die Springbokke ook daai aand in Makassa sal Hoekom nie? So ja, en ja. die kaartjies is R150 per kaartjie. Ja. Die fondse sal mos nou alles gaan vir die betaling vir die kostes vir die rehab. Ja. So ons gaan ook 'n local gaskunstenaars hê, soos Lionel Constable. Daar sê. En dan is daar Walid Lendo, soos die mense hom ken, Bin Walid. Hy sal vir ons geestelike ietsie rap. En dan gaan ons ook die dogtertjies van die Universal Church sal ook dan vir ons spiritual dancing doen. So daar gaan dan so 'n plaaslike geur en kleur ook wees, wat ons gemeenskap kan na uitsien. En ek is seker daar gaan nog gaskunstenaars bygevoeg word soos wat die tyd aangaan. En ek is bly dat ons vanaand hierdie gesprek het, Davinia, want dit gee dan vir die gemeenskap nog heelwat tyd om te begroot en 'n geldjie uit te sit vir daai kaartjie. En dit is glad nie so baie as 'n mens dink waarvoor daardie geld gaan aangewend word om 'n lewe te verander en te red nie. Davinia, net so kortliks in 'n halwe minuut, wat wil jy nog sê vir die gemeenskap? Wat is jou boodskap aan die gemeenskap wat hierdie program kyk en wat miskien vanaand moedeloos is, wat na hulp soek, wat hulp benodig? Waar kan hulle met jou kontak maak? Ja, as daar vanaand nog mense is wat moedeloos is, weet net daar is hulp. U kan my kontak. Ek is Davinia Reiters. U kan my kontak by 076 9720112. U kan ook op my Facebook profiel gaan kyk, Davinia Cupido. So vanaand wil ek net sê vir die gemeenskap, ons het regtig almal se hulp nodig om hierdie kaartjies te koop, want vandag is dit my kind en môre is dit jou kind. It takes a village to raise a child. Dit is absoluut fantasties wat jy nou net daar genoem het, Davinia. En soos die ander spreekwoord ook gaan, Ubuntu. I am because of you. Yes. Nee? So ons wil 'n beroep doen as Makassa All Pride op ons Makassa gemeenskap om in julle getalle hierdie fondsinsameling te ondersteun, gemeenskap, sodat ons ware verandering kan bring in mense se lewens. Davinia, ons wens jou baie sukses toe met hierdie fondsinsameling en ek weet ons het 'n gemeenskap wat definitief oor hierdie saak gaan saam staan. En baie dankie dat jy jou tyd opgeoffer het om vanaand met ons jou verhaal te kom deel. 'n Verhaal wat half bitter is, half soet, maar ons glo
wat 'n positiewe impak gaan maak. Ja. Baie dankie vir jou bravery, soos ons kan sê dat jy hierdie sensitiewe onderwerp met ons kom bespreek het. Baie Aan ons dankie. kykers, sê ons baie dankie weer eens vir die saamkyk en ons groet tot 'n volgende keer. Totsiens.